Wat is die enigste manier om 'n konstante, uitmergelende probleem op te los, was om 'n heeltemal nuwe een te skep? Dis presies die dilemma wat ons vandag ondersoek. Ons kyk na simpatektomie, 'n drastiese chirurgiese oplossing met resultate wat lewens verander, maar ook met 'n byna gewaarborgde permanente neeweffek. Vir die meeste van ons is sweet, wel, dis 'n normale reaksie op hitte of oefening, reg? Maar stel jou vir 'n oomblik voor dat daardie sweetskakelaar in jou liggaam permanent vasgehaak het. Jou hande, jou voete of dalk jou gesig is gedurig nat. Maak nie saak wat die temperatuur is of hoe kalm jy voel nie. Vir miljoene mense is hierdie nie 'n gedagte-eksperiment nie. Dis al daaglikse realiteit. Goed, so kom ons duik 'n bietjie dieper. Die toestand staan bekend as hiperhidrose. En dis belangrik om te verstaan, dis nie 'n probleem met jou sweetkliere self nie. Dis eerder 'n probleem met die senuweestelsel se seine wat na hulle gestuur word. Jy kan daaraan dink as foutiewe bedrading wat die sweetreaksie in 'n konstante staat van oorlading stuur. En hier is die ding wat baie mense verras. Dis baie meer algemeen as wat jy dalk sou dink. Ongeveer 3% van die bevolking ly hieraan. Dit klink dalk nie na 'n groot syfer nie, maar dit beteken miljoene mense wêreldwyd leef met hierdie toestand en dikwels ly hulle in stilte. En kyk, dit gaan oor soveel meer as net 'n bietjie ongemak. Die impak is diep, dit beïnvloed alles. Die vrees vir 'n eenvoudige handdruk, die frustrasie as belangrike dokumente deurweek raak, en dan die konstante angs wat hiermee gepaard gaan. Vir baie mense is daar die emosionele las die swaarste van alles. So, as die probleem by die syne lê, hoe stop 'n mens dit? Wel, die antwoord is om die bron direk te teiken, die simpatiese senuweestelsel. Dink aan hierdie stelsel as jou liggaam se outomatiese veg- of vlugmeganisme. Jy weet, dis wat jou hart laat jaag as jy skrik en jou handpalme laat sweet voor 'n groot aanbieding. By mense met hiperhidrose is die spesifieke deel wat sweet beheer eenvoudig, wel, dit is oorsensitiseer. Dit is permanent in 'n toestand van oorreaksie. Stel jou 'n ketting senuweeknope of ganglia voor wat al langs jou ruggraat afloop. Hierdie ketting is die hoofweg vir daardie syne. Vir mense met hiperhidrose word die sweet sein onhoudelik en op volle volume langs hierdie hoofweg gestuur, selfs wanneer daar absoluut geen rede daarvoor is nie. En dit bring ons by die chirurgiese oplossing, 'n prosedure wat spesifiek ontwerp is om daardie ooraktiewe sein te onderbreek. En vandag, gelukkig, word dit met 'n baie moderne, minimaal indringende tegniek gedoen. Nou, hierdie operasie is nie nuut nie, maar dit het dramaties ontwikkel. Wat eens 'n reuse-oop borsoperasie in die 1920s was, het danksy tegnologie heeltemal getransformeer. Teen die 1990s het die video-geassisteerde torakoskopiese simpatektomie of FATS die goue standaard geword. En vir die pasiënt beteken dit alles: kleiner snytjies, 'n vinniger herstel en baie minder risiko. So, hoe werk dit presies? Wel, eerstens word 'n long tydelik platgeval om die chirurg 'n bietjie werkspasie te gee. Dan, deur 'n paar klein sleutelgat-insnydings, gewoonlik in die oksel, word 'n piepklein kamera en spesiale instrumente ingevoeg. Dit laat die chirurg toe om daai senuweeketting op 'n monitor te sien en dit dan met ongelooflike presisie te onderbreek. Daardie ooraktiewe sein word letterlik op die plek afgesny. Hierdie prosedure is sonder twyfel ongelooflik doeltreffend. Dit werk. Punt. Maar, en hierdie is 'n groot maar, dit het 'n onvermydelike koste, 'n permanente kompromis. As ons kyk na die doeltreffendheid, veral vir oormatige sweet van die hande, is dit verstommend. Die suksesvyfer is byna perfek. Tussen 96 en 100% van pasiënte ervaar onmiddellike en permanente verligting. Hulle hande word droog, dikwels vir die heel eerste keer in hul volwasse lewe. En die langtermyn impak op lewensgehalte is net so indrukwekkend. Selfs 5 jaar na die operasie is ongeveer 90% van pasiënte steeds oor die algemeen tevrede met hulle besluit. Dit wys jou net hoe lewensveranderend hierdie uitkoms kan wees. So as die resultate so ongelooflik goed is, hoekom is hierdie operasie dan nie die standaard oplossing vir almal nie? Die antwoord, my vriende, lê in die vankant, 'n neeweffek wat so te sê gewaarborg is. Dit word kompenserende hiperhidrose genoem. Dis 'n mondvol, ek weet, maar basies beteken dit jou liggaam moet steeds iewers sweet om af te koel. En omdat dit nie meer op jou hande of in jou oksels kan sweet nie, vind dit 'n nuwe plek om dit te doen. En dit doen dit dikwels met 'n wraak. Die rug, die maag en die bene word dan die nuwe sweetsones. Jy ruil dus in wese een probleem vir 'n ander. Ja, jy kry droë hande, maar nou drup die sweet dalk van jou rug af. Jy herwin selfvertroue in sosiale situasies, maar kan dalk nie meer gemaklik wees in warm weer nie. Deur een probleem op te los, skep jy onvermydelik 'n nuwe een.
En byna elke pasiënt, ons praat van so 95%, ervaar 'n mate van hierdie kompenserende sweet. Vir die meeste is dit hanteerbaar, maar vir 'n klein maar baie beduidende persentasie, tussen 1 en 4%, is dit so erg dat hulle spyt is oor die operasie. En dit is die Russiese roulette van hierdie prosedure. So, hoe bestuur chirurge hierdie risiko? Wel, hulle het mettertyd geleer dat presisie alles is. Het gaan alles daaroor om presies die regte deel van daardie senuweeketting te target om die neeweffek te beperk. Jy sien, die sleutel lê in waar hulle die senuwee onderbreek. Vroeger jare was die teiken hoër op by die G2 senuweeknoop. Dit het gewerk, maar dit het dikwels baie erge kompenserende sweet veroorsaak. Vandag is die benadering baie meer verfyn, met die fokus op laer knope soos G3 of selfs G4, en die resultaat, steeds effektiewe verligting vir die hande, maar met aansienlik minder ernstige neeweffekte. So 'n moderne chirurgie het is ontwikkel om hierdie fyn balans te vind, om genoeg verligting te bied sonder om 'n heeltemal onhanteerbare nuwe probleem te skep. Maar die kern van die saak bly presies dieselfde. Dis 'n permanente oplossing met 'n permanente kompromis en daar is geen omdraaikans nie. En dit bring ons by die finale uitdagende vraag. Vir iemand wie se lewe deur oormatige sweet lam geleef word, is hierdie dalk 'n maklike keuse. Vir ander is die risiko van 'n nuwe, onvoorspelbare probleem dalk net te groot. Daar is geen regte of verkeerde antwoord nie, net 'n diep persoonlike besluit.